Welkom by Ekerk Boodskap, die podcast. Ons is 'n geloofsfamilie wat mense oor alle grense met die Bybel wil inspireer en toerus op 'n eie tydse manier. Jesus is die hartklop van Ekerk. Die Bybel is die middelpunt van alles wat ons is en doen. Mag vandag se boodskap jou verhouding met die Here verdiep. Geniet die boodskap. Here, dankie vir die geleentheid en die voorreg wat ons het om weer by mekaar te kom en te weet, U is nie 'n ver God nie. U is nie 'n God wat ons eers moet gaan soek en ontdek, of 'n God wat eers U self openbaar aan ons as ons goed genoeg is nie. Maar Here, U reik uit na ons toe, U openbaar U self aan ons, maar meer as dit weet ons ook, U is die eregas. Weet ons, U is hier teenwoordig as ons vanoggend hier is, en ons maak U woord oop, en ons weet U praat deur die woord. Meer as dit woon U ook in ons het nou in die Pinkstertyd dit weer eens opnuut beleef, hoe U Gees in ons woon. Dankie dat U ook in ons ingetrek het. Dankie dat U ook deur die Gees ons help om nader te beweeg aan U, en help ook so, of dankie dat U Gees eerder eintlik ook U woord uitlê terwyl ons dit vandag oopmaak. Laat U woord oopgebreek word deur U Gees. Vra dit in U naam alleen. Amen. Ons is in die Engelbrecht gesin, tans het ons die voorreg, wil ek amper sê die rite of passage vir ouers, om ons 2,5-jarige dogtertjie Bea geduld te leer. So sy is nou op daardie ouderdom waar sy verstaan, ons voel sy verstaan regtig baie goed, maar wag is nog glad nie naaste by iets wat sy probeer verstaan nie. So as sy iets wil hê, dan moet dit natuurlik nou gebeur. Nie oor 5 minute nie, na ete nie, nie nadat ons klaar gemaak het nie, nou dadelik. En dan leer ons die woorde van, wag net gou 'n oomblik, papa sal dit nou gee, mamma sal dit nou vir jou doen, wees geduldig. As sy dalk bietjie wag, sê ons dankie vir jou geduld. En dan sien ons hoe moeilik dit is vir haar om die konsep te verstaan of aan te leer van om geduldig te leef. Nou dis ons so mooi eintlik, want as sy dit reg kry in die leerproses is om geduldig te wees, dis asof haar hele lyf saam met haar leer om geduldig te wees. Sy sal op en af wieg, sy sal met haar handjies beweeg, sy sal met haar voetjies stamp, haar hele liggaam, haar hele menswees leer om te probeer wag, te probeer geduldig wees. Nou, die interessante ding is, ons voel dit is nog relatief maklik om vir 'n kind geduld te leer. Dis moeilik, dis uitdagend, maar is tog eenvoudig om konsekwent te wees en dieselfde te doen. Want gewoonlik beteken dit om te wag vir iets geduldig, om geduldig te wees vir iets. Dit beteken dat jy dit wel gaan kry. Nou dit is vir my nogal so 'n belangrike sleutel. Ons weet, die kos is daar, dit moet net gou eers bietjie kouer word, dit gaan mondjies brand. Ons weet ons gaan storie lees nadat ons gebad het, die boekies lê al klaar daar. Ons weet waar die speelding is, hy is nog net in die kas, maar ons raak frustreerd, want ons sien hom nog nie, en raak hom nog nie in ons hande nie. So sy moet leer om te wag vir iets wat sy weet, sekerlik, die kans is goed, dat sy dit gaan kry. Nou ek wonder in hierdie beeld, in hierdie inleiding, hoe ons dikwels dalk dink oor geduld. Is dit dalk nie dieselfde nie? Maar oor geduld is om te wag vir iets wat ons redelik seker is ons gaan kry. Suid-Afrika, dink ek het dalk 'n ander definisie van geduld, want normaalweg as jy in 'n ry staan, jy weet jy gaan iewers gehelp word. So die Suid-Afrika geduld beteken dalk miskien kan jy voorkom, gehelp word, maar die stelsel is af, wat ons iets anders leer. Maar ons weet as ons by dokters gaan staan en die spreekkamers is vol en is bietjie besig, ons weet tog iewers gaan ons gesien word, iewers gaan ons geroep word. Ons wag dalk elke maand baie geduldig vir ons salaris, maar ons weet seker dit gaan inbetaal word. Jy wag vir die kind om klaar te maak, jy weet iewers sal hy of sy klaar is en ons sal kan ry. Nou die situasie, die proses om geduldig te wees, dit is frustrerend. Dit toets ons, maar diep binne ons het ons hierdie raamwerk van, ons weet ten minste dit waarvoor ons wag, geduldig is, sal ons kry. Nou met hierdie inleiding, dink ek vanuit gelowige se perspektief en vra, geduld is maklik, as ons so daarna kyk, maar hoop aan die ander kant is baie moeiliker.
Hoekom? Want hoop begin dikwels by 'n plek wat ons nie weet of waar ons opgekom het in hierdie tydlyn nie. Met ander woorde, hoe lank moet ons nog wag? Hoe lyk die eindbestemming vir dit waarvoor ons hoop? So ons weet nie, hoe lank moet ons geduldig wees? Waarvoor hoop ons as ons met hoop kyk? Miskien sit jy hier vandag en jou huwelik is in 'n woestynseisoen en jy hoop dat jou huwelik gaan herstel. Maar wanneer en hoe lyk dit? Ons weet nie. Ons hoop dat ons almal, ons kinders het 'n toekoms in hierdie land, maar ons weet nie wanneer dit gaan kom en hoe dit gaan lyk nie. Ons hoop ons werk bly stabiel. Ons hoop ons liggaam hou. Ons hoop die behandeling werk. Ons hoop die toetse kom terug en dit is goed. So hoop ons dat ons geloof ook ons sal dra in donker tye en ons hoop so Suid-Afrika word 'n plek waar ons 'n toekoms het. So die moeilikheid is, die uitdagings vir ons is, hoop weet ons nie noodwendig wanneer nie en hoe dit lyk nie. So ons het dalk miskien nie beheer nie, kontrole nie. Miskien is dit hoekom ons dalk hoop op 'n hoop het. Hoop verloor het. Die mense met wie ek in aanraking kom, noem dit eerder is, kom ons wees dit realisties. So hulle hoop nie, hulle sê nee, kom ons wees dit eerder realisties. Ek wil nie weer my hoop hoog kry of my verwagtings hoog stel en om weer teleurgestel te word nie. Ek wil nie weer my moed verloor deur te hoop vir iets en dit gebeur nie. Met ander woorde, soms het ons ophou hoop en ons het begin realisties wees, want ons is miskien net moeg. Ons is moeg gewag. Ons weet nie nog hoe lank nie. Ons het dalk teleurgestel, ons het dalk pyn en lyding ervaar en dit het gemaak dat ons ophou hoop. En dit het ons, kom ons wees realisties bril geraak. Nou hoekom ek dit noem is, ek dink Paulus in Romeine 8 help vir my en jou vandag as jy dalk met hierdie worstel, as jy dalk lanklaas gedink het oor hoop, as jy dink hoop is maklik, as jy dalk dink geduld is moeilik, waar ook al jy jouself vind, dink ek Romeine 8 en Paulus help ons om juis hierdie Christelike verstaan te hê van wat van ons verwag word as gelowiges, as dit kom by geloof, hoop, maar ook so die swaar kry en die lyding wat ons in hierdie wêreld, in hierdie land beleef en ervaar. So ek wil graag vir ons lees, Romeine 8, vers 18 tot 25. Ek is baie seker dat al die lyding wat hier en nou deel is van die lewe, niks stel in vergelyking en heerlikheid, met die heerlikheid en skoonheid van die nuwe lewe, waarmee God ons eendag gaan verras nie. Die hele skepping sien met groot opgewondenheid uit na daardie dag, dat God hoop en bloot vir almal sal wys wie regtig sy kinders is. Nou is die skepping vasgevang in 'n sinnelose spiraal van vernietiging. Nee, dit gebeur nie vrywillig nie. God laat toe dat dit met die skepping gebeur as gevolg van al die sonde en ongehoorsaamheid van die mensdom. Tog is daar hoop. God sal sorg dat die skepping bevry word van hierdie slawerny waar alles vergaan. Hierdie bevryding sal gebeur wanneer die skepping eendag deel kry aan hierdie wonderlike vryheid wat God se kinders sal geniet. Ons weet dat die hele skepping op die oomblik nog baie swaar kry. Sy steun en kreun kliphard soos 'n vrou wat geboortepyne beleef. Wag, dit is nie die skepping wat swaar kry nie. Dieselfde gebeur met ons. Al het ons 'n eerste voorsmaak van God se goedheid geproe, omdat die Gees in ons is, sug en kreun ons kliphard hier in ons binneste. Ons sien opgewonde uit na daardie dag wanneer God vir almal sal wys dat hy ons as sy kinders aangeneem het. Ons sien uit dat ons liggame eens en vir altyd vry sal wees van die greep van dood. Vandat ons gered is, weet ons dat ons eendag sal deel hê aan God se heerlikheid en skoonheid. Ons sien dit nog nie nou al met ons eie oë nie, dan sou dit eintlik nie meer hoop gewees het nie. As ons nou reeds God se heerlikheid met ons eie oë sou sien, gaan ons nie met alles in ons daarna uitsien nie. Maar nou is al ons hoop gerig op God se heerlikheid, wat ons nog nie met ons eie oë kan sien nie. Ons wag geduldig hierop. Eintlik kan ons nie meer wag van opgewondenheid nie.
So Paulus skryf hierdie een van die mooiste hoofstukke, dalk vir my ook een van die moeilikste hoofstukke om te verstaan in die Bybel. Maar hy begin met die mooie verse, vers 24 en 25, wat ek nou vrylik in my eie kop nou hier vertaal. Ons is gered in hoop. Maar hoop wat gesien word, is nie hoop nie. Wie hoop immers op iets wat jy alreeds kan sien? Sal dit dan nie in my vertaling geduld wees nie? Maar ons hoop wat ons nie sien nie, wag ons daarop met volharding. So hierdie eenvoudige waarheid van, en ek dink Paulus spreek dit so 'n bietjie aan om te sê, hoop is moeiliker as geduld. Hoop is nie onmoontlik nie, en as jy dalk moeg gehoop is, of jy het pyn en lyding ervaar om te hoop en teleurgestel te word, mag die Here vandag vir jou wys hoe ons as gelowiges hoop, Christelike hoop, anders lyk. Nou die hoofpunt wat Paulus maak is eintlik in vers 18, as ek dit weer vrylik vertaal. Ek is daarvan oortuig dat die lyding wat ons nou moet verduur, nie opweeg teen die heerlikheid wat God vir ons in die toekoms sal laat aanbreek nie. Nou hoekom sê ek dit? Paulus praat hier met 'n gemeente en met ons, en hy sê, lyding is 'n werklikheid. Om te kreun en swaar te kry is 'n realiteit. Paulus sê, nie kom ons wees vroom en moenie kreun nie, moenie ly nie, of wees maar net geduldig. Hy sê, hoe kan ons eerder as gelowiges, te midde van lyding en pyn en swaar kry, om te sug en te kreun, nog steeds vashou aan hoop? So dit is 'n baie egte en realistiese teksgedeelte vir ons vandag. Om te sê, hoe deel ons met lyding, swaar kry? Hoe hou ons aan hoop, as ons dalk dit gedoen het, deur lyding swaar kry, maar dalk teleurgesteld word, nog steeds met daai pyn en lyding sit? Nou my linkerbrein werk, is dat Paulus sê, die kreun en lyding is erg, maar hy het 'n ander boekhouer as te ware. Hoe sy rekeningkunde werk, lyk bietjie anders. Hy sê, die toekoms wat God voorberei, weeg baie swaarder as die lyding en swaar kry wat ons alreeds hier en nou beleef. Nou dit is wat ons moet vra vandag. Waarop bou jy jou toekoms? Waarop is jou toekoms geprojekteer? Hoe lyk jou rekeningkunde van hoop? Paulus se antwoord vir my en jou is eintlik baie eenvoudig. Dit is nie bloot 'n gevoel nie, om te hoop is nie om positief te wees nie. Dit is 'n gebeurtenis, en die gebeurtenis verander alles. En die gebeurtenis is die opstanding van ons Here Jesus Christus. So hoop is 'n persoon, hoop het 'n naam. Paulus skryf hier in Romeine 8, nie net vir ons 'n filosofie of 'n morele stelling nie. Hy spekuleer nie op hoop nie. Hy sê, Jesus Christus, hy het dood gegaan, maar hy het ook so opgestaan. En omdat Christus opgestaan het, is die toekoms van die skepping nie meer onseker nie. As ons 'n bietjie teruglees, vers 11, hoor ons, omdat die gees van hom deur wie Jesus uit die dood opgewek is, in julle woon, sal hy deur wie Christus uit die dood opgewek is, ook julle sterflike liggame lewend maak, deur sy gees wat in julle woon. Nou dit is die goue lyn wat ek wil probeer trek deur Romeine 8. Die God wat Christus se liggaam uit die dood opgewek het, is dieselfde God wat ons liggame eendag gaan verlos. So die opstanding van Here Jesus Christus is nie net 'n historiese gebeurtenis wat al ver gebeur het en ons bewonder dit nie. Paulus gebruik die woorde, dis die eerste vrug van God se skepping, sy nuwe skepping, van sy verlossing. Dis die bewys, dis die waarborg wat God met die hele skepping gaan doen. En dis hoekom hy in Romeine 8 vers 29 weer eens bietjie vorentoe, ek sê jammer as ek nou weer spring, word Christus die eerstgeborene broer onder baie broers beskryf, sê Paulus. Dit beteken, wat met Jesus gebeur het, is die patroon, is die verwagting, is die belofte wat met my en jou as gelowiges ook gaan gebeur. Die weg is oopgemaak. Die eerste mens het deur die dood heen gekom, maar ook so het dit deur die ander kant opgestaan, lewend. En ons wat agter hom aanloop, dit is ons hoop.
Dis waarom Christelike hoop vir my en jou nie net optimisties is nie. Ons kan nie optimisties wees, dis nie optimisme nie. Dis nie net, ag kyk, elke wolk het 'n silwer randjie. Dit kan nie, as 'n Christen, as 'n gelowige, mag ons nie hierdie uitgang op die lewe hê nie. Dit is geloof in 'n baie spesifieke, in 'n baie, laat ons sê, historiese werklikheid. Jesus Christus het opgestaan. En sy opstanding is die grond, die fondasie van ons hoop, waarop ons hoop rus. So dis die eerste feit, hoop is 'n persoon, hoop is Jesus Christus. Dit is ons hoop. Maar nou is die moeilikheid, dit is nie so maklik nie, Peer. Ek verdink wat julle sê. Daar's onsekerhede, daar's lyding, daar's swaar kry. Hoe is dit so maklik om dit net te sê? Hoe lyk dit prakties, sê ons baie keer in 'n kerk? En dit is hoekom ek sê hierdie Romeine 8 is my so 'n mooi beeld, want Paulus is nie naïef nie. Ons lewe in 'n wêreld wat kreun. Ons het gelees in die teks, Paulus sê die hele skepping kreun. Die wêreld is mooi, is pragtig, maar hy stikkend. Daar's asemrowende sonsopkoms of 'n sonsak wat ons met ons eie oë kan sien, maar daar's droogtes en vloede in dieselfde asem. Dis die wonder van geboorte, maar dan is dit ook die hartseer wat iemand wat hulle lewe te vroeg verloor. Daar's liefde, maar daar's ook geweld. Daar's mense wat plant en bou en die wêreld en die skepping so mooi versorg, maar daar's ander mense wat dit uitbuit en afbreek. So Paulus sê die skepping kreun is 'n realiteit. Tweedens sê hy, dis nie net die skepping wat kreun nie, ons kreun ook. En hy sê, ons wat die Gees ontvang, ons wat glo, ons wat aan Christus behoort, ons kreun ook. Nou, ek dink dis 'n belangrike sleutel, miskien moet ons dit hoor vandag. Miskien sit jy hier en jy dink, omdat ons glo, omdat ons die Gees ontvang het, omdat ons aan Christus behoort, moet ons kreune mos nou weggevat word. Christus moet ons kom red, kom verlos, ons pyn, ons lyding, ons swaar kry, die kreune, die sug wegvat. En dit is wat ons dink baie keer geloof doen. Maar Paulus wil hê ons moet ander taal hê. Hy sê gelowiges kreun. Sê ons kreun wanneer ons liggaam nie doen wat ons wil hê nie. Ons kreun wanneer die mental load van die balans van kinders en skole en werke te veel raak. Wanneer die finansies begin druk. Paulus sê hierdie kreune is nie vreemd nie. Dis deel van die wêreld waarin ons leef. Dis 'n wêreld waarin ons deel is wat wag vir voltooiing deur God. Maar nou hier is die sleutel om hierdie dalk makliker te maak, of die sleutel wat Paulus vir ons gee om die kreune te vat, of nie te sê die kreune moet weggevat word nie. Hy sê in vers 26, dat die Gees ook vir ons intree. Met ander woorde, die Gees van God sug ook vir ons. Daar waar ons nie woorde het nie. Hy natuurlik praat oor gebed. Maar hy sê daar waar jy nie eers meer woorde het nie. Jy is so besig om te kreun en te ly en jy sug as te ware, want jy het nie meer woorde nie. Die Gees van God wat in ons woon, tree in daai sug in. En hy sug namens ons in hemelse taal by die Here, by God. So die Gees sug saam met ons. Nou wat beteken dit dan nou vir my en jou? Christelike hoop is nie net om 'n glimlag op te plak op 'n hartseer lewe nie. Nee. Christelike hoop is die Gees van God wat jou begin in jou is en namens jou vir jou begin bid terwyl jy nog sug. So ons hoef nie ons kreune weg te steek nie. Ons hoef nie die valse hoop te hê nie. Paulus sê dat ons die eerstelinge is wat die Gees ontvang het. Ons het die eerste vrug van die Gees ontvang. En dis juist vir mense wat kreun. Nie omdat ons minder glo nie, nie omdat hulle minder glo nie, maar omdat hulle reeds iets van God se toekoms geproe het. Hulle het alreeds die toekoms, die beter toekoms van God geproe. En daarom weet ons, hierdie wêreld is nog nie soos God dit bedoel het nie. En die Gees van God maak ons bewus van God se nuwe skepping. Al het ons dit hier nou geproe, dis 'n voorsmaakie. En ons weet, dit gaan lekker wees as ons dit volledig kan proe. En dit is nou waar hoop inkom.
Hoop is nie om onseker te wees nie. Hy sê in vers 24, ons is gered in hoop. Ons as gelowiges dink, maar ek is gered deur geloof. Nee, hy sê pas, ons is gered in hoop. So hy bedoel dat redding nie iets is wat God in die verlede gedoen het. En dis iets daar ver en ja, Christus het gekom en Christus het gesterf, hy sê hy dood het opgewek en dit is iets wat gebeur het. Maar hy sê redding het ook 'n toekoms. So daar's 'n verlede aspek, maar ook 'n toekoms. Die skepping moet nog bevry word. Die liggaam moet nog verlos word van al die kroone. God se nuwe wêreld moet nog volledig sigbaar word. So ons lewe in hierdie spanning tussen Paasfees, kaal kruis, leë graf en die nuwe skepping wat in die toekoms gaan gebeur. En dis hoekom Paulus dink ek sê, hoop wat gesien word is nie hoop nie. Wie hoop immers nog op wat hy reeds kan sien? So as jy dit reeds sien, is daar nie meer hoop nie. Dalk is dit dan geduld. So ons lewe in 'n wêreld wat dit so moeilik maak, want ons wil al sien. Ons wil die kontrak sien, ons wil weet wat is die sekerheid, ons wil die produk sien voor ons dit koop. Sonder om dit te sien, dink ons daar is nie, dink ons daar's iets fout. Nou hoor my mooi, daar's niks verkeerd met beplanning nie. Maar party van ons het ons geloof ook so begin maak. Ons wil eers dit sien voordat ons dit inkoop. Nou dit is die sleutel vir ons. Geloof eerstens, kyk terug na Christus. Hoop, kyk vorentoe na die nuwe skepping wat God vir ons gaan gee. Maar in die hier en die nou het ons al reeds die Gees ontvang wat vir ons hierdie belofte is, die sekerheid is. Dis hoekom hy sê in vers 23 die mooiste woorde. En nie net die skepping nie, maar ons wat die Gees ontvang het as eerste gawe van God, ons sig ook. Nou daai sleutel is die eerste vrug. Ons het die gawe van God ontvang as die eerste vrugte. Nou dit is 'n baie mooi beeld. Die eerste teken dat die land begin oplewe, die eerste bietjie vrug van die groter en totale oes. So die eersteling is nie 'n belofte dat daar 'n oes gaan wees nie, maar dit is ons al reeds deel van die oes. As jy die eerste tros druiwe in jou hande hou, is dit die teken, dis die eerste vrugte van jou oes, van jou land, maar die hele land moet nog geoes word. En dis wat Paulus hier vir ons sê. Dis wat die Gees in ons lewe is. Die Gees is God se eerste vrug van hierdie nuwe skepping, die een wat uit Christus se opstanding voortspruit en dit vir ons moontlik maak. So die Gees wat hy vir ons gee is God se manier om te sê, ek het begin. En wat ek begin het, sal ek voltooi. En dit verander ons totaal en al hoe ons wag. Dit verander hoe ons na hoop kyk. Ons kan 'n voorbeeld, ek weet ons tyd hardloop uit met Romeine 5 vers 1 tot 5. Dink ek help Paulus ons ook met hierdie verhouding tussen geduld, hoop, geloof en die Gees. En dan sê in Romeine 5 vers 1 tot 5, hoop is nie iets wat jy het of nie het nie. Hoop word gevorm in jou. God het ons deur Christus in die regte verhouding met hom gebring, sê Romeine 5. Ons staan dus in genade. En vanuit hierdie genade kry nie die laaste woord in ons lewe nie. Romeine 5 sê ons, swaar kry, kweek of leer ons volharding. Volharding is om nie onder die gewig van die swaar en die lyding te val nie, maar om staande te bly. En daardie volharding vorm 'n geloof wat 'n beproefde geloof is, kan ons dit ook vertaal. Mense wat dit al geleer het van, maar God het my al gedra. God is goed, hy is getrou. En dan Romeine 5 vers 5 lees ek, en die hoop beskaam nie, want God het sy liefde in ons harte uitgestort, deur die Heilige Gees wat hy aan ons gegee het. Nou dis die punt, Christelike hoop is nie selfhelp nie. Dit is om nie net 'n beter mindset te hê nie. Dit is nie net om meer positief te wees nie. Christelike hoop is God se liefde wat in ons harte uitgestort word, wat in ons hart uitgestort is, alreeds deur die Gees van die opgestane Christus. En dit is die sleutel, dis hoekom ons kan wag
in en met volharding. Terug by Romeine 8 vers 25. Maar as ons hoop op wat ons sien, wag ons daarop met volharding. Om te volhard, om te bly staan onder die gewig van die swaar kry en die gekreun, om nie weg te beweeg nie, maar om nader aan God en sy Gees te beweeg. So ons bly staan in 'n wêreld wat kreun, omdat die Gees in ons bly. Die Gees van God wat Jesus uit die dood opgewek het. En hier is die evangelie in een sin. Die diepste waarheid is nie dat jy moet vashou aan God nie. Die evangelie sê, God hou jou vas. Mag ons met hierdie waarheid staande bly in 'n wêreld wat kreun, in 'n liggaam wat swaar kry. Mag daai waarheid wees dat God ons vashou deur sy Gees, ons fondasie wees van hoop. Die fondasie van die opgestane Here, wat vir ons gesterf het en ons vrygespreek het, en is net genade. En daai genade maak dat God sy Gees ook vir ons gegee het as die eerste vrug, wat ons kan vashou in ons lewe, en weet, die volle oes gaan kom. Mag ons uitkyk die toekoms na God se toekoms toe, en weet, terwyl ons hierdie in die hede die Gees van God het, wat intree en saam met ons sig, as ons sig, mag ons daarin vashou en weet, dit is ons hoop, is 'n realiteit, en mag dit ook ons lewe van volharding inoefen, sodat ons ook geduld kan kweek, en 'n lewe kan leef wat God van ons vra. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die voorreg en die geleentheid, wat ons het om te hoor en te lees in die woord, toe 'n liefdevol en genadig is. Here, ons verdien nie goedheid nie, ons verdien nie wat U Seun Jesus Christus vir ons aan die kruis gedoen het nie, maar dit is net genade. Laat ons hierdie genade ontvang, Heer, maar laat hierdie wete dat Jesus Christus vir ons gesterf het en opgestaan het uit die dood, laat daai wete ook ons fondasie is, dat dit ons hoop is. Laat ons hierdie hoop vashou, die feit dat U Gees vir ons gegee het, en laat U Gees hierdie waarheid is, hierdie realiteit vir ons is, van die groter oes wat gaan kom, na hierdie nuwe skepping, 'n skepping waar daar nie meer gekreun gaan word nie, ons wat nie meer lyding en swaar kry gaan beleef nie. Maar terwyl ons wag vir dit, Heer, mag ons ook so leef met geduld en 'n lewe van volharding. Dat ons staande mag bly in 'n lewe wat ons wil onderdruk en wil seermaak. Laat ons staande bly en weet, U Gees staan saam met ons. U Gees sig as ons soms en altyd nie die woorde het nie. Dankie vir die goedheid en die liefde. Amen. Dankie dat jy vandag saam gereis het. Mag jy die boodskap elke dag saam met jou dra en weet dat die Here naby is en jou liefhet. Tot volgende keer. E-Kerk, Jesus sigbaar, voelbaar, verstaanbaar.